Filippense, Jesusie, die Here het my woord gegee vandag. Filippense 4 vers 4. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. My boodskap vir die mense daar buite is dat ja, al word 'n mens geboelie, al word 'n mens soos 'n slaaf hanteer, al word 'n mens rondgeruk, rondgepluk, rondgewat ook al. Moenie vang nie. Gaan na die Bybel toe. Ja, gaan na die Bybel toe en lees woord en bly by die Here se voete. Is 'n afbrekende boelie. Laat ons dit nie verwar as jou kind 20 teelepels suiker in jy koffie gooi. Dan moet jy vir hom sê, jy's 'n verskriklike soet kind, moenie so baie suiker ingooi nie. Jy breek jou kind af, jy dit. Maar as jy vir jou kind sê, jou soep met die soetste dinge op aarde, ek is lus en klap die tande uit jou bek uit, want jy mors ons suiker. Dis afbrekend. So daar's partykeer afbrekendheid en partykeer teregwysing. Maar jy kan 'n afbrekende boelie wees met beledigings en om oor die lyn te gaan. So kom ek en jy vra vir God, hoe moet ons met ons kinders werk? Hoe moet ons maatjies onder mekaar werk? En papa, ek wil nog een voorbeeld noem. As jy daar by die huis sit en jy sê, ons gaan hulle vrek skiet hierdie ander rasse. Ons gaan hierdie ander doodmaak. Jou seun hoor dit. Hy vat 'n gun op 'n dag. Hy gaan doen dit. En jou afbrekende boelieskap kom oor in aksie en jou kind sit in die tronk. Wat jy uitspreek, hoor jou kind by die huis. Pas op wat jy sê. As jy aan mekaar vir jou kind sê, jy's simpel, jy's simpel, jy's simpel, dan is jou kind later simpel. Ek het met 'n man gewerk nou die dag, gaan verskoon hierdie woord, want ek hou nie van die woord nie. Maar hierdie man was 'n dokter, 'n mediese dokter van 30 jaar oud. En hy is 'n man, en hy's altyd lief vir ander mans. Hy het nog nooit lief vir 'n vrou gewees nie. En toe is dit terug van die wortel. Toe hy 5 jaar oud is, het sy pa mekaar vir hom gesê, jou moffie, jou moffie, jou moffie. Ek hou nie van die woord nie. Hoor gou mooi, pa, jy het iets gegenerate. Jy het iets laat ontwikkel deur jou afbrekendheid. Kom ons breek nie af nie, maar ons bou op. In die woord van God is daar baie goed om op te bou. Sit elke week 'n nuwe skrif op 'n A4 op jou kind se kamer wat uit die Bybel uitkom en noem dit hardop saam. Jy's kostelik in God se oë. Jy's waardevol. Jy's hoog geag. En ons bou ons kinders op, die Here seën. Hartlik goeiedag julle, my naam is Stefan Visser en dit is vir my so lekker om hier so saam met julle te kuier vandag en net so 'n bietjie te praat oor my experience in die lewe oor wat boelies gedoen het. Nou op die ou einde van die dag, my tema vandag gaan van hero na zero. En ons hoop dat op die ou einde is daar dalk 'n goeie boodskapie wat daar deurkom. Ek vertrou dat dit so sal wees. Toe ek in graad 10 in die skool kom, toe speel ek al eerste span rugby in 'n skool daarso in die Noordwes. So ek was saam met die onder 16 ouens gesit, toe gaan speel ek al reeds eerste span daarso. En ek is 'n verskriklike hardpratende mens. Mense sal altyd vir my sê, Stefan, ek verstaan nie hoe die mense rondom jou kan wees, want jy praat verskriklik hard. So almal in die skool het altyd geweet, Stefan kom so 3 kilometer al reeds aangestap. En daar kom ou Visser en hy raas en hy raas. As 'n ou wat sê ek is soos 'n volle haas, ek ry dan raas ek, as ek op my dak lê en dan raas ek nog steeds. En op 'n dag toe ons nou hierdie rugby speel en almal ken my en ek voel, yes, ek voel soos die hero van hierdie skool, want almal weet wie Stefan is en almal sien wat ek doen en as ek 'n bal vat het ek nogals net so 3 tree gehardloop en kry ek miltsteek, maar nog steeds was ek in die eerste span gewees. So dit was vir my goed dat almal my sien en weet dat almal kyk vir my.
En op 'n tyd toe gaan ek in die verkeerde dinge en ek kry verkeerde vriende een aand en hulle maak vir my iets en ek begin toe dwelms gebruik. En daardie eens mense wat so mooi na my gekyk het, wat so vir my geskree het, wat so vir my gesê het, "Jesus, maar jy's so goed, jy's so great, jy doen die, jy doen daai, Stephanie praat swart." Elke persoon het my toe op die ou einde weggestoot, omdat ek die verkeerde besluit gemaak het, en hulle het my begin verwerp, hulle het my begin reject, weens die besluit wat ek gemaak het, en hulle het my begin boelie, omdat ek van hierdie hero afgegaan het, na hierdie zero toe. En niemand het ooit weer dieselfde na my gekyk, na dit nie. Ek was weggestoot. Ek was verwerp. Mense het my weggestoot. Die wat gesê het, "Jesus, ek is jou vriend en ek gee om." Daardie mense het my weggestoot. Daardie mense het begin praat agter my rug om te sê, sy oupa het homself geskiet en hy is die rede vir dit. En ek het aan hierdie groot verwerping gelei en ek het in 'n gat ingeval en al hoe dieper, al hoe dieper, al hoe dieper. En ek het gewonder, hoe gaan ek ooit hiervan terugkom? En op die ou einde van die dag, na al die geboelie, na al die seerkry, na al die verwerping, was daar een naam. Sy naam is Jesus Christus. En hy het gekom en gesê, dit maak nie saak of jy die zero nou is nie. Ek is die een wat jy nodig het om daai 10 te maak. Ek is die een wat jy nodig het. En hy kom vat my, iemand wat verwerp is, iemand wat voel ek het nie waarde nie, en hy vat my en hy lig my op en hy sê, jy het nie meer nodig om geboelie te word nie, want ek aanvaar jou. En ek kom hom en ek sê, Here, vergewe my. En hy maak my 'n nuwe mens. En van daardie dag af, het ek nie weer teruggekyk. Ek gee nie meer om wat mense van my sê nie. Ek worry nie meer as hulle slegte dinge van my sê nie, want ek weet die een wat my gered het my so lief. Dit maak nie meer saak wat mense van my sê nie, solank hulle net Christus in my sien. En ek hoop vandag, almal wat luister, wat 'n boelie is, omdat mense in hulle lewens seer het, spreek ek hierdie ding aan en ek vra, gee eerder liefde as wat ons skinder. Gee eerder liefde as wat ons sleg praat van mekaar. Mag hierdie boodskap vandag elke ene aanraak. Jesus like jou. Goeiemôre julle almal. Ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vandag wil ek julle iets vertel van kompetisie. As ek so terugdink, ek word groot in 'n huis en daar wat ons nog nie als gekry het nie. So het ek begin na skool toe gaan op 'n stadium en so was ek altyd gegwara omdat ek nie gehet het wat ander kinders het nie. So ek het myself altyd ek het myself gesê ek wil 'n bietjie soos daai mense is en daar het die kompetisie begin. En raai wat, ek het betrokke geraak met verkeerde goederse. Van toe het ek verkeerde chommisse ontmoet en deur verkeerde chommisse het ek op die laaste beëindig in misdaad in. En misdaad het my so ver gevat dat ek tot op die laaste by die tronk kom. En het het opgehou nee, ek het nog altyd gekompetikeer met ander mense. Van kompetisie af het ek gevoel om te sê, laat ek nou van die bendeleier af het ek 'n indorda geraak. Indorda is wanneer jy betrokke raak by nommergoed by die tronk. Dit is ook bende in die tronk in. En het dit opgehou, nee, ek wil nog altyd gevoel het om te sê, ek kan nie submit nie. Ek wil altyd beter as die ander ene is. En so het ek die Here gevra om te sê, Here, hier is te veel indordas, stuur my op daardie plek toe, daar wat ek kan alleen na die Qatar slaan. So het ek gevoel ek is beter as ander ene. Van my kompetisie was baie hoog. Ek aan 'n kant 100 plus. So eendag haal ek skel ek net randomly. Ek praat saam met myself. En so kom ek agter dat die diere my kyk. Toe vra ek wat gaan aan? Raak ek normaal? Toe sê die Here, ek het jou gestuur na 'n plek toe, daar wat jy vir jou gevra het om te sê, stuur my 'n plek toe, daar wat jy kan alleenig praat. En hier stuur my tussen diere as ek praat, die diere kyk my net. So vandag wil ek vir jou sê, niemand is beter as niemand nie. Van die woord in Johannes 3 vers 16, hy sê, so lief het God die mense gehad, die aarde, dat hy sy eerstgeborene seun afgestuur het, sodat die wat in hom glo, nie mag verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons almal is equal in Jesus in. Ons almal is equal in die oog van God in. So vandag wil ek vir julle sê, julle wat dink om te sê julle is beter as iemand anders, kom 'n bietjie af.
Van ons almal word gebore uit 'n moederskoot uit en ons almal se pad ons gaan sterwe. Van stof af is ons gemaak en tot stof toe gaan ons gaan. Dit is al wat ek wil sê. Die Here seën. Pop en Gospel is waar die tekke die deurslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Goeiemôre julle, my naam is Jaco Goosen en ek wil vandag 'n bietjie met julle praat oor 'n tema. En die tema se naam is hoe om te boelie deur grappe. Hoor gou hier, en ons kan sommer dadelik wegtrek. Ons kan al hierdie goedjies klink snaaks en ek wil sommer 'n paar goed vir jou sê wat ek al in my lewe gehoor het. Jy het 'n vet kop soos 'n slaggieskat. Jy het 'n lang kop, jy's my enigste pel wat uit 'n boorgat uit kan water drink. Jy het 'n klein koppie soos 'n komkuierkierie. Hoor gou hier. Alles is snaaks. Alles is humor. Maar doen ons dit om mense te laat lag of doen ons dit om mense te verneder? Wanneer iemand het eendag vir my gesê, Jaco, jy's my enigste vriend wat uit 'n boorgat uit kan water drink, want jy het 'n lang smal kop. Ek het saam gelag, want almal het gelag. Maar vir die res van my lewe het ek gestap met 'n ding en ek kan nie inpas nie, want ek weet nie hoe moet ek my hare dra sodat my kop nie so lank lyk nie. Ek weet nie hoe moet ek mense aanspreek nie, want sien almal net hierdie lang maarkop raak. Ek wil vandag vir jou sê, kom ons pas op wat ons met mense doen. Kom ons pas op om mense te gebruik om te verneder sodat mense saam met ons kan lag. Ek wil vir jou sê, moenie ophou grappe maak nie. Maar ons identiteit is groter as wat dit is om iemand anders te vertrap. Pas op wat jy vir iemand sê. Pas op om 'n siektetoestand aan te haal. Baie mense het nie beheer oor sy toestand nie. Baie mense het nie beheer oor hoe sy liggaam lyk nie. Kom ons gebruik dit nie om hom te verneder om ander mense te laat lag nie. Daar's soveel ander dinge wat ons kan doen. Jy weet nie waartoe gaan daai ou van jou af nie. Jy weet nie of daai vet seentjie 'n tou gaan vat om sy nek gaan sit en hom gaan ophang nie. Daar's niks wat hy kan doen nie. Jy weet nie wat 'n struggle iemand wat anoreksies is by die huis deurgaan om te sukkel om kos binne te hou nie. Jy weet nie wat se toestand 'n persoon het. Hy kan nie die pille bekostig wat hy nodig het nie. Hy weet nie wat die waarheid is nie. Hy leef in die identiteit wat jy vir hom gee. Sy lewe van daar af tot die dag wat hy doodgaan, kan 'n mislukking wees. Hy kan 'n mislukking wees oor die grappe wat ek en jy moet hom maak. Oor sy toestand en oor sy looks. Kom ek en jy is die ouens wat mense opbou. Kom ek en jy is die ou wat 'n grap maak hoe spesiaal hy is. Kom ek en jy tel mekaar op. Dit het my lank gevat. Ek het myself gesê, want ek het geluister wat ander mense sê, en ek het vir myself gesê, as ek myself gemaak het, het ek vir my 'n kleiner neus gemaak. Hy sou beter by hierdie lang kop gepas het. En ek sit eendag in voorbereiding vir 'n berading, en ek sê, Here, gaan U asseblief vooruit, en genees asseblief die mense, ons sal môre kom, en ons sal die oorwinning kom sien. En die Here sê, ek kan dit nie doen nie, ek het mos 'n fout gemaak. Deur wat mense vir my gesê het, wat ek geglo het, moes ek bely het, dat ek teen God laster. God het ons gemaak, hy het ons mooi gemaak, hy het ons goed gemaak, hy was tevrede met ons. Kom ons maak nie grappe vir mekaar nie. Kom ons stel hulle in Jesus voor, Jesus is die antwoord. Right, my naam is Wally Stein en so 'n bietjie met jou gesels oor probleme by die huis. Nou, ek vat, as ek uit my persoonlike ervaring uitvat, jong, my pa was nie baie betrokke gewees in my lewe nie, wat 'n lek van identiteit binne my, ek wil amper sê, wat ek nie gehad het, 'n identiteit wat hy vir my moes skep, wat ek nie gehad het. Nou, as ek het as so merke hierso by my kop, en my haar was altyd kort geskeer op skool. En
As ek by die skool was en goeders was ek verskriklik name genoem, ek was 'n duiwel genoem, ek was 'n klomp verskriklike name genoem. En dit het my seer gemaak, dit het 'n woede en 'n wraak in my gemaak, en dit oor my pa nie regtig betrokke was by my groot word, by my alles. Dit het 'n lek van identiteit in my gemaak. En daai woede en daai wraak en alles, ek het my ma het laat gewerk en alles, en ek het nêrens eers gehad om te kan gesels, om te kan mee praat en goeie sê, want dit was altyd 'n roetine, gaan werk toe, kom by die huis, maak kos, gaan slaap. Dit was die roetine, net so. En op die einde van die dag, oor ek nêrens uitlaat gehad het, nou hoor my baie mooi, ek get it, daai verwerping wat jy voel, daai name wat jy genoem word, en wat jy gespot word, dit is weer verwerping, daai minderwaardigheid wat jy voel en wat jy ervaar, ek get it, dit dryf jou na ander plekke, dit dryf jou na om ander mense te begin seermaak. Ek het begin met my woorde ander mense weer begin seermaak as gevolg van hierdie haat, as gevolg van hierdie woede wat ek in my gehad het. Dit is nie dit werd nie. Ek wil vir jou sê dat jy ongeag wat jou situasie, wat jou omstandighede by die huis is, wat vir jou woede maak, wat vir jou wraak veroorsaak, wat veroorsaak dat jy later ander begin seermaak, soos wat ek het. Ek het die ou begin raak, al was ek gespot, maar ek het die ou begin raak, wat die boelies begin boelie het, omdat ek 'n haat in my begin kry het vir mense, omdat hulle jou spot, omdat hulle jou seermaak, omdat hulle woorde jou seermaak en dieper sny as wat enige wapen op aarde kan. Woorde sny diep. Ek wil jou vra dat jy jou wy sal verander. Ek wil vra dat jy iemand sal kry, of dit 'n broer is of 'n suster, of dit iemand naby aan julle, 'n familievriend is. Ek wil vra dat, al is dit 'n pastoor, ek wil vra, kry iemand met wie jy kan kom gesels, met wie jy kan oopmaak, met wie jy jou seer en jou hartseer kan deel. Ek wil vra, kry iemand by wie jy veilig voel, wat jy weet, jou nie gaan oordeel, want jy huil nou nie, want daar is altyd hierdie ding, mans mag nie huil nie. As jy huil is jy swak, daai tipe goed. Wie maak dat mense jou vertrap? Wie maak dat mense jou boelie? Jy wat huil, maak jou nie swak nie. Jy wat huil, maak jou inteendeel bitterlik sterk, want jy face 'n probleem om 'n oplossing te kry, in plaas daarvan om jou seer uit te haal, om deur ander mense seer te maak. Kry iemand met wie jy kan gesels, kry iemand by wie jy veilig voel. Gaan sit met jou ma of jou pa, gaan sê, luister, ek het nodig om my seer te deel, en begin jou seer deel, begin praat daaroor, sodat jy gehelp kan word ook. My gebed is in die naam van Jesus Christus, dat jy by Jesus se voete sal skuil, en dat hy daardie woede, daardie wraak, daardie verwerping wat jy voel op hierdie oomblik, dat hy dit sal kom wegvat van jou af, en vir jou sal gee vrede, vreugde en liefde, in die naam van Jesus. Amen. Ek is 'n koningskind, ek dra spierwyd rok, met 'n kroon vir my kop, want ek is 'n koningskind. My sondes is vergewe, ek het 'n nuwe lewe, en voor die Here kan ek getuig, want ek het 'n
koningskind. Ek dra spierwit rok met 'n kroon vir my kop, want ek is 'n koningskind. Terugkyk sal ek nie, want gister is verby, en God het my sonde skoon gewas. Ja, ek is waarlik vry. Ek is 'n koningskind. Ek dra spierwit rok met 'n kroon vir my kop, want ek is 'n koningskind. Ek is 'n koningskind. Ek dra spierwit rok met 'n kroon vir my kop, want ek is 'n koningskind. 'n kroon vir my kop, want ek is 'n koningskind. As nou 'n nommer op jou skerm. Hierdie nommer SMS jy net jou e-posadres. Jy SMS net jou e-posadres. As jy wil grand wees, kan jy sê ek wil graag oor YouTube swat of ek wil dit doen of dat doen. Maar jy SMS jou e-posadres. Binne kort kry jy inligting terug. Hoe werk dit om in te skryf? Hoe werk dit om te registreer? Kan ek vir jou sê om te registreer is nie eers R100 nie. So dit is so cheap, maar die kursus is nie cheap nie. Hy's vol salwing, dit is vol vuur, vol van die Here se goed. Daar begin hy. En u is 'n student by School of Fire. Dit gaan hom lekker wees om saam met jou te kuier. Ek wil hê jy moet dit vinnig doen. Moenie uitstel nie.